Maja, zet de jager en Malineke, Malineke, Maja, Kalineke, 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 Maja, zet de jager en Malineke, Malineke, Maja, Op 24 Mei 2002 land ek en Nico van Wyk met 'n vlug van Air France by Moskou se Sheremetyevo lughawe. Ons het heerlik gevlieg, want sonder dat ons gevra het, is ons verskuif van gewone ekonomiese klassitplekke na besigheidsklassitplekke. Maar ons het later besef dat die Here ons maar net bietjie bederf het in voorbereiding op die 20 uur rit per trein van Moskou na Samara wat vir ons voorgelê het. Nadat ons die nag in Moskou spandeer het by vriende wat aan die Suid-Afrikaanse ambassade verbonde is ons die Saterdagoggend na Kazanski Vokzal, een van etlike stasies in Moskou, vanwaar ons per trein sou reis na Samara. Hierdie jaar het ons nie die luukse van 'n tolk gehad om saam met ons te reis nie. Met slegs 'n briefie in Russies geskryf, om aan mense te verduidelik dat ons besoekers vanuit Suid-Afrika is, wat nie in staat is om sinvol in Russies te kommunikeer nie, en 'n basiese woordeskat wat bestaan het uit iets soos Privet, Izvenitsi, Gadi Kazanski Vokzal Pazalste, en wat ons vertrou het vir die Russe sou klink soos Goeiedag, verskoon my, maar waar is Kazanski stasie asseblief, het ons die avontuurrit aangepak. Treine is die algemene vervoermiddel wat deur die deursnee Rus gebruik word. Rusland se openbare vervoerstelsel is oor die algemeen van 'n baie hoë standaard. Met die noukeurigheid van 'n internasionale lughawe word die treine se bewegings beheer. Passasiers moet ook vroegtydig by die stasie wees, sodat reisdokumente, waaronder paspoorte en visums, eers ondersoek kan word, en soos enigeen wat gereeld reis sal weet, kan hierdie wagtyd nogal vervelig raak. Maar uiteindelik het die aankondiging gekom, dat ons trein wat via Samara na Orsk sou ry, om 14 minute oor 3, vanaf platform 3 sou vertrek, en kon ons met ons bagasie na ons wa gaan aanstap, om gereed te maak vir die rit. Ons was gelukkig om in 'n kopie met 2 beddens plek te kry, wat dit vir my en Nico moontlik gemaak het om onsself geestelik voor te berei vir die werk in Samara, ten spyte van die Russiese popmusiek wat voortdurend gespeel word. Die trein het by baie stasies stilgehou, soms net vir 'n minuut of 2 en ander kere vir 15 of 20 minute, wat ons kans gegee het om ons liggame net weer in 'n normale posisie te kry, want die beetjies op die trein raak naderhand so hard, dat mens nie meer weet hoe om te sit of te lê nie. By elke stasie is daar mense wat kos, meestal gedroogde vis, verkoop. Hieraan het ons egter nie ons monde gewaag nie. Gelukkig was ons kopie langs die wa se ketel, sodat ons daarom gereeld vir onsself kon koffie maak om te drink, saam met die brood en kaas wat ons vooraf in Moskou gekoop het. En toe, uiteindelik, is die lang wag verby en het ons by Samara se pragtige stasie ingedrek. Dit was snerpend koud, aangesien dit die oggend gesneeu het in Samara. Op die perron om ons te ontmoet was Erika, Marinda en Nariman, Nina se man, en iemand wie se mees prominente geestesgawe sekerlik
die gawe van diens is. Met Nariman se hulp het ons gou ons bagasie van die trein afgelaai en na Erika se motor, 'n tweedehandse, of is dit dalk 'n derdehandse, Lada gedra. En vandaar gery na die woonstel waar Erika en Marinda woon en waar ek en Nico ook vir die volgende week sou bly. Die eerste indruk van die woonstel in Nova Zadovaya is dat dit oud en vervalle is. Oral teen die mure is daar graffiti geskryf, sommige in Russies, ander in Engels. Die posbusse lyk of hulle 'n bomaanval oorleef het, hoewel sommige dit skynbaar nie oorleef het nie. En dan die huisbak, piepklein, en met verdoemende byklanke wat eerder in 'n Alfred Hitchcock thriller sou tuis hoort, as in die woonplek van sendelinge. Toegang tot die individuele woonstelle word verkry deur 'n smal gang met 'n deur, en die woonstel het dan self ook 'n dik deur om te help om 'n mate van beskerming te bied teen Rusland se verskriklike winters. Nina, Erika se tolk, het ons ingewag by die woonstel, wat behalwe vir 2 slaapkamers ook 'n eetkamer het wat as kantoortjie gebruik word, 'n kleinerige kombuis wat redelik beknop kan raak as 4 mense daar saam moet eet, en dan ook 'n sitkamer met 'n tradisionele Russiese mat teen 'n muur gehang. Oor die algemeen redelik gerieflik, maar met min van die luksus waaraan ons so gewoond is in ons eie huise. Maandag het ons vertrek na die Bybelskool om te begin met die EE3 opleiding. Ons het met gemengde gevoelens gegaan. Ons het vooraf gebid vir 20 studente wat die opleiding sou bywoon, maar Erika het ons daarop voorberei om nie meer as 15 studente te verwag nie. Ons was beïndruk met die Bybelskool, veral Erika en Marinda se goed toegeruste kantoor. Dit is daar 'n heater. Ja, in die winter, kan ek nie sê nie. Ons het vooraf 'n ontmoeting gehad met sommige van die studente wat verlede jaar opgelei is, en daarna het ons na die lesinglokaal gegaan waar die Here ons voete skoon onder ons uitgeslaan het. Nie 15 studente nie, nie 20 studente nie, 47 studente sit vir ons in wag om met hulle opleiding te begin. Die Here het reeds in Suid-Afrika vir ons 'n aanduiding gegee dat ons meer as 40 studente gaan hê, maar so Sarah van ouds het ons heerlik daaroor gelag, want ons het gedink dat dit totaal onmoontlik is. En toe gebeur dit tog. En wat hierdie jaar se groep so uitsonderlik gemaak het, is dat daar 'n groot groep dinamiese jong mense en ook teologiese studente tussen hulle was met 'n visie om die mense van Rusland te bereik. Een van EE3 se doelwitte is om plaaslike mense op te lei om self verantwoordelikheid te dra vir verdere opleiding. Dit is vir my en Nico 'n wonderlike ervaring om te sien hoe dit Albert, wat verlede jaar nog baie onseker was toe ons hom gevra het om te kom help in die opleiding, vanjaar met groot selfvertroue die kliniek gelei het. En ek en Nico het geweet, ons het in ons doel geslaag, hulle het ons nie meer nodig nie. Voortaan sal hulle hierdie opleiding self kan doen. Демографический взрыв населения требует соответствующего взрыва евангелизации. Видите, да? Eers later, terug in Suid-Afrika, het die wonderwerk wat ons daar in Rusland beleef het, ons werklik getref. Vanweë die armoede in Rusland, moes ons borge vind om die studente se lesingmateriaal mee te betaal. Ek het R1100 ontvang, en Nico het R1200 ontvang. Saam was dit R2300. Ons moes in Amerikaanse dollar vir die materiaal betaal, en teen die rand-dollar wisselkoers op die stadium toe ons in Rusland was, het dit uitgewerk op R48,94 per student. Toe gaan maak ons somme. R2300 gedeel deur R48,94 is presies gelyk aan 47 studente. Prys die Here. Dinsdagoggend het ons gereed gemaak om na 'n rehabilitasiesentrum vir alkohol- en dwelmafhanklikes te gaan. Die sentrum het 'n ooreenkoms met Erika en Marinda se gemeente om die geestelike versorging van die pasiënte te behartig. Met 'n stokou bussie waarin 6 van verlede jaar se EE3 studente gery het, as ook Erika se Lada, het ons die uurlange rit afgelê na die sentrum, 'n end buite Samara. Die paaie is sleg, die motors is oud
en die bestuursvermoë van sommige van die Russe is sterk onder verdenking. Maar dit was met 'n gevoel van verwagting dat die Here iets groots gaan doen, dat ons uiteindelik by die rehabilitasiesentrum opgedaag het. Die rehabilitasiesentrum is by een van die sogenaamde villages buite Samara geleë. Die sentrum self maak 'n mooi indruk op 'n mens en die mure en vensters vertoon iets van die Russiese kultuur, aangesien hierdie boustyl oral op die platteland te sien is. Maar hierdie mooi gebou was nogal in sterk kontras met die geboue rondom, wat erg verwese vertoon het. Baie van die wonings in die platteland word slegs oor naweke bewoon en is eintlik net 'n groterige groentetuin met 'n bouvallige huis wat skuilings kan bied teen die ergste koue. So 'n naweekhuisie staan bekend as 'n dacha en dateer uit die sosialistiese era van Rusland, toe daar aan elke Russiese burger 'n stuk grond toegeken is, waarop hulle 'n bestaan moes maak. Een van die grondbeginsels van sosialisme was dat elke burger geregtig is op 'n woonplek, klere en kos, asook op die voorsiening in basiese behoeftes, soos gesondheid, opvoeding, vervoer en ontspanning. Die pasiënte by die sentrum het met groot trots vir ons hulle sonne gaan wys, wat hulle self besig is om te bou. In Russies staan dit bekend as 'n banja. Vir my het dit na 'n strafmiddel gelyk, aangesien mens eers in 'n ijskoue poel inklim, voordat jy deur 2 vertrekke moet hardloop na die stoombad. Ek kan my indink dat mense dit liefs nie in die winter moet probeer nie. Toe is ons deur na die sentrum se eetkamer, waar die pasiënte opgedaag het om na 'n geestelike boodskap te luister. Ek het daardie oggend die evangelie deur middel van die EE3 raamwerk aan hulle verduidelik, en daarna het ons spanlede met hulle persoonlike gesprekke gevoer. Ek self het met 2 jongmans gepraat, waarvan een die littekens van 'n rowwe straatvegter dra. Hoewel hulle albei reeds vroeër die Here aangeneem het hulle weer in hulle ou weë teruggeval en begin drink. Maar kon ek daardie oggend op hulle vraag of die Here hulle nog steeds liefhet, aan hulle die versekering gee op grond van Johannes 10 vers 28, dat die Here hulle nie verlaat het nie. Albei het hernieude oorgawes aan die Here gemaak. Nadat ons onsself deur middel van lofsang en gebede voorberei het die hoogtepunt van die EE3 opleiding aangebreek, toe ons op straat die evangelie kon gaan deel met mense, waarvan sommige nog nooit in hulle lewe gehoor het, dat hulle van hulle sinlose bestaan verhef kan word tot die ewige lewe in Christus Jesus nie. Ek en Nico moes deur middel van tolke werk. Tanya was my tolk. Sy was vroeër vanjaar deel van 'n groepie van hulle gemeente wat Suid-Afrika besoek het, en het my verras met 'n hele klompie Afrikaanse woorde wat sy foutloos kon uitspreek. Ons het met 'n jong geskeide vroutjie met die naam van Natasha gepraat. Toe ek vir Natasha sê dat sy die ewige lewe gratis as 'n geskenk kan ontvang, moes ek vir haar eers in Efesiërs 2 vers 8 en 9 bewys dat dit werklik in die Bybel staan. In die Russies-Ortodokse kerk wat sy af en toe bywoon, word hierdie goeie nuus nie aan hulle verkondig nie. Alhoewel Natasha nie daardie dag die Here aangeneem het nie, het sy wel beloof om met Tanya kontak te bou, sodat hulle verder hieroor kan praat. Op pad terug na die lesinglokaal het Tanya en die ander 2 spanlede my uitgedaag om Rusland se tradisionele koeldrank te drink. Dit word van geroosterde brood en suiker gemaak, wat oornag in water geplaas word om te gis. Ek het dit gelukkig eers later uitgevind. Dit word oral op straat van die tankwaans verkoop. Die koeldrank staan in Russies bekend as kwas. Sondag, Woensdag en Donderdag word daar eredienste gehou.
Dit is nou benewens die selgroepe wat ook weekliks vergader. Vir ons wat uit 'n kultuur kom waar mense dikwels om die geringste rede wegbly van 'n erediens, is dit eintlik 'n verleentheid om toe te kyk met hoeveel ywer hierdie Christene elke geleentheid aangryp om meer oor die Here en die Bybel te leer. Elkeen sit met 'n pen en 'n noteboekie in die hand om aantekeninge te maak vir die preek. 'n Mens kan nie help om jouself af te vra nie. Wie is eintlik die bevoorregtes? Ons of hulle? Die gemeente wil graag vir my en vir Nico hoor preek, maar ons sou nie die woensdag aand by hulle kon wees. Hoe nou gemaak? Maklik. Ons hou 2 preke direk na mekaar. Nadat die lofsang klaar was, het ek gepreek, en toe het Nico oorgeneem en ook 'n volledige preek gelewer. En raai, niemand was kwaad daaroor nie. This evening we are going to open our Bibles at Сегодня мы с the вами book of Acts, откроем наши Библии на книге Деяний, chapter 5. глава 5. Alhoewel daar nie meer 'n wesenlike gevaar daarin is om 'n Christen te wees, sedert die kommunisme tot 'n val gekom het in Rusland nie, is dit steeds moeilik om van dag tot dag jou Christendom in hierdie land uit te leef. In my preek wou ek die gemeente bemoedig om voort te gaan om te glo, selfs al is dit nie baie maklik nie. Hierna het Nico voortgegaan en gepreek oor die verhaal van die ryk man en Lazarus. Thank you. We read about 2 persons, Мы читаем здесь о 2 людях, Lazarus Лазаре and the rich man. и о богаче. They share nothing in life. Они не делились ничем в жизни, Nothing. ничем. One was very rich, Один был очень богат, the other one was very poor. а другой был очень беден. The poor man И вот этот бедный человек, was at the gate он лежал у of the ворот rich man. богатого But человека. the rich man didn't even see him. Но богач даже не замечал его. They share nothing in life, Они ничего не разделяли в жизни. but they share one thing, Но вот одно они разделили death. – смерть. Both die. Оба они умерли. That's a fact of life. Это жизненный факт. We will all die. Мы все умрем. That's not a pleasant thought. Не очень-то приятная мысль. But no, you must know this. Но вы должны знать следующее. You will never be able to live Вы никогда не сможете жить, if you're not ready to die. если вы не готовы умереть. If you find something to die for, Если вы найдете что-то, за что стоит умереть, then you can live. то тогда вы можете жить. Then you must be ready to die. Поэтому мы должны быть готовы They умереть. share 2 things. One thing, Он сказал одну вещь death. – смерть. Te gou was die besoek aan Samara op 'n einde. Ons het daar bande gebou wat nie weer gebreek kan word nie, selfs al sou ons mekaar nooit weer in hierdie lewe sien nie. Maar dalk as die Here wil, sal ons mekaar weer in Samara sien. Van Samara sou ons weer per trein terugkeer na Moskou, waar ons eendag sou oorslaap. Ons het beplan om vanjaar Ismailova Park in die Arbat deeglik te verken, maar die tyd was redelik beperk, aangesien ons in Petersburg ook nog wou besoek, voordat ons Rusland verlaat het.
Met ons aankoms op die stasie het ek en Nico besluit dat ons behoorlike avontuur wil maak van ons besoek aan Rusland. Behalwe dat die Russiese taksies baie duur is dit baie meer opwindend om van Moskou se openbare vervoer gebruik te maak. Ons is toe met die moltrein, beter bekend as die metro, na Yugoslav stasie en vandaar met 'n trolleybus tot by Park Place in Leninski Prospect, die luukse woonstelblok waar Marie en Louis Jordan van die Suid-Afrikaanse ambassade woon en waar ons vir die tydjie wat ons in Moskou spandeer het, op die hande gedra is. Later die oggend het ek en Nico saam met Marie na Ismailova Park gegaan. Die uittog het begin deurdat ons die kaart van Moskou se moltreinstelsel deeglik bestudeer het. Al probleme is dat mens Russies moet kan lees om sin te maak hieruit. Maar nou ja, ons was mos lus vir 'n avontuur. Ons het uitgevind dat ons op Biblioteka Imeni Lenina moes oorklim van die rooi lyn na die perslyn en vandaar voortgaan tot by Ismailovsky Park. Toegang tot die stasie word verkry deur roltrappe waarvan sommige so lank as 150 meter is. Die gemiddelde wagtyd vir 'n moltrein is ongeveer 2 minute en daar word bereken dat omtrent 8 miljoen mense daagliks op Moskou se moltreinstelsel vervoer word teen minder as R2 per rit, ongeag hoe ver jy ry. 'n Oomblik nadat die deure outomaties toegegaan het, trek die trein weg en versnel dan teen 'n geweldige tempo. Rukkerig en met 'n groot lawaai word die afstand dan afgelê. Op een stadium kom die trein uit die tonnel en beweeg dan baie stadig oor die Moskou rivier wat deur die stad kronkel. Maar kort daarna is die trein weer terug in die tonnel en beweeg hy weer voort teen sy normale hoë spoed. Uiteindelik het die trein by Ismailovsky Park se stasie opgedaag. Natuurlik ook net in Russies geskryf. Ismailova Park is so iets tussen 'n skou en 'n vloeimark, maar wat dit ook al is, dis heerlik om daar rond te loop tussen die verskillende stalletjies. By die ingang is daar 'n man wat die publiek vermaak met 2 beere wat allerlei toertjies uithaal. Dit is maar een van die baie innoverende maniere wat mense gebruik om geld in te samel. 'n Groep lidmate van die Russies-Ortodokse Kerk, wat 'n loopse skatryk kerk is, het weer deur hulle sang probeer om geld te bedel. By die stalletjies kan mens bykans enige iets koop, van gebruikte vliegpakke, helms en suurstofmaskers van miekvleeniers tot messe, verkykers, CD's en video's. En tussen baie gemors kry mens dan ook versamelaars items, soos die pragtige samovaas, 'n tradisionele Russiese ketel waar die water verhit word deur warm kole in 'n pyp in die water te sit. En hierdie is natuurlik ook die ideale plek om geskenke te koop vir jou vriende by die huis, en ongetwyfeld sal mens daar iets kry om die spesiale mense in jou lewe se hart mee bly te maak. Ismailova Park is ook een van die min plekke waar mens die bekende Shapka teen 'n bekostigbare prys kan koop. My kinders het hulle eie unieke naam vir die Shapka uitgedink. Hulle noem dit 'n Rusmus. 'n Ander item wat uniek aan Rusland is, en daarom ook 'n baie gewilde item vir besoekers aan Rusland, is die Matryoshka poppie. Dit is eintlik nie 'n enkele pop nie, maar dit is 'n stel identiese poppe. Elkeen netjies uitgehol, wat al hoe groter word en telkens in die volgende grootte pop pas. Die gewildste stelle bestaan uit 7 of 10 afsonderlike poppies, maar daar is selfs van hulle wat uit 70 verskillende poppies bestaan, elkeen identies uit hout gemaak en met groot sorg geverf. Hierdie groot stelle is egter baie skaars en baie duur. Alhoewel die Matryoshka poppies al hoe meer in massa geproduseer word, kom die beroemdste Matryoshka poppies van 'n klooster naby die stad Zagorsk. Peter die Grote is in hierdie klooster versteek toe sy tante hom wil doodmaak, sodat sy die tsarina kon word. Die naam Sergei Posad
sal enige versamelaar van matroeskas se hart vinniger laat klop, soos wat die blote vermelding van name soos Christian Dior en Pierre Cardin modebewuste vroue se knieë laat lam word. Aan die einde van die dag het ek, Nico en Marie gou by Rustix gaan eet, 'n restaurant soortgelyk aan die bekende KFC. Die kinderpartytjie wat ons daar aangetref het, was egter 'n bietjie onverwags geweest. Die volgende oggend is ek en Nico weer met die metro na Arbatstraat. Hierdie is waarskynlik een van die bekendste strate in Moskou en bestaan soortgelyk aan Ismailova Park, ook uit allerlei stalletjies waar mense probeer om goed aan die publiek te verkoop in 'n poging om geld te maak. Baie van die verkoopsmense is studente wat op hierdie wyse probeer om hulle studiegeld aan te vul. En daar is ook 'n redelike kans om mense daar te kry wat Engels kan praat. Straatkunstenaars is volop. En teen 'n onderhandelbare fooi word die kliënt geskilder. Ons het ons verwonder aan die kunstenaar se talent. Troeteldiere word ook hier op straat verkoop, wat wissel van enigiets soos honde tot skilpaaie en selfs slange. Ой, коров. Главное, чтоб скальп остался на месте. Die straatkunstenaar wat sy geld verdien deur allerhande toertjies met stukkende glas uit te haal, het ook 'n groot skare belangstellendes getrek. Toe hy egter 'n groot vullesak tevoorskyn bring met die hoop om dit vol geld te maak, het die skare uitmekaar gegaan vinniger as wat die Suid-Afrikaanse polisie 'n onwettige betoging uitmekaar kan jaag. Мы сейчас дождемся, когда халявщики уйдут. Показываем на них пальцем, пусть им будет стыдно. И, друзья мои, небольшое объявление. Пожалуйста, не делайте из меня медалист. Selfs klein kinders vertoon verstommende talent en selfvertroue in 'n poging om 'n paar koppies of selfs 'n roebel of 2 te verdien. Die optrede van 'n informele orkes hier op Arbatstraat was een van my persoonlike hoogtepunte die dag. Die groepie bestaan uit musiekstudente wat mekaar dan hier ontmoet om musiek te maak vir die verbygangers. Natuurlik ook met die doel om daardeur geld te verdien. Van die jong mense het sommer met trapfietsse daar opgedaag, een nogal met 'n basviool op sy rug vasgemaak. Hierdie musiek het iets weerspieël van die Russiese volk se liefde vir die skone kunste. Die optrede is begin met 'n uitvoering van Mozart se Eine kleine Nachtmusiek en toe het hulle voortgegaan met Vivaldi se 4 seisoene.
Dit was ook vir my opvallend om te sien hoe dit die jong mense met die grootste gemak mekaar afwissel as soliste. Eers die een en dan die ander. Maar ons grootste vyand, tyd, het ons daar ingehaal. En ons moes gou gaan om te gaan gereed maak om op die trein te klim vir die 8 uur rit na Sint Petersburg, noordwes van Moskou. Sint Petersburg, deur baie beskou as die mooiste stad in die wêreld, is die stad waar skrywers soos Alexander Pushkin en Fyodor Dostojewski, asook komponiste soos Dmitri Shostakovich en Sergei Prokofiev hulle beroemdheid verwerf het. Die stad het in 1703 ontstaan, en met ons besoek daar het ons oral tekens gesien van opknappingswerk wat deur die regering gedoen word aan openbare geboue, om die stad gereed te kry vir sy 300ste bestaansjaar. Dit was baie interessant om te sien hoe dit daar verhoed word, dat herstelwerk te veel van 'n seer oog word. Nette word aan die buitekant van geboue gespan. In die eerste plek om voetgangers te beskerm van vallende gereedskap en boumateriaal, maar op die net is daar ook 'n afdruk van die gebou geverf, sodat dit met die eerste oogopslag byna nie eers lyk of daar aan die gebou gewerk word nie. Die stad is deur Peter die Grote gebou as 'n hawestad, en was tot en met die Russiese revolusie in 1918 die hoofstad van Rusland. Soos baie stede in Suid-Afrika, het hierdie stad ook sy kwota van naamsveranderinge ondergaan. Aanvanklik bekend as Sint Petersburg, het dit vir 'n kort tydperk van 10 jaar die naam gedra van Petrograd. Gedurende die grootste deel van die kommunistiese tydperk was dit bekend as Leningrad, en in 1991 het dit weer sy oorspronklike naam teruggekry. Ons is die oggend by die stasie ontmoet deur Igor Markov, EE3 se verteenwoordiger in Sint Petersburg. Hy het ons na sy woonstel geneem vir ontbyt. Ons was eintlik skaam om te sien in watter tipe woonstel hulle gesin woon. Die gang by die voordeur het skaars ruimte om in te beweeg. Volgens Russiese tradisie trek mens jou skoene uit in die gang en dan bly die skoene net daar staan. Die kamertjies is piepklein en baie beknop. Igor is 'n meganiese ingenieur en sy kantoor het nie naaste by plek vir sy behoeftes nie. Die kombuis sal meeste Suid-Afrikaanse huisvrouens aan depressie laat ly as hulle elke dag in sulke toestande hulle maaltyd moet voorberei. Die badkamer weerdien as algemene pakplek en spog met 'n miniatuurgrootte bad, wat in elk geval nie saak maak nie, aangesien daar ook nie warm water is nie. En dan het ons ook in Igor se woonstel ontdek waar ons Afrikaanse woord, kleinhuisie, sy oorsprong het. Na ontbyt het Igor vir ons na die plek geneem waar ons die nag sou slaap, 'n taalskool vir sendelinge. Die kamer was baie basies, maar gemaklik genoeg vir mense wat nie volfimies is nie. In die gang het die grootste verrassing egter op ons gewag. So wat 5 jaar gelede was hier 'n sendeling van Suid-Afrika wat taalstudie kom doen het, en sy het toe 'n vlag aan hulle gegee. As Arbatstraat een van Moskou se bekendste strate is, dan is Nevsky Prospekt ongetwyfeld een van Rusland se bekendste strate. Vir die liefhebber van ou geboue en argitektuur is hierdie straat 'n paradys. Die Kazan-kathedraal was Rusland se weergawe van die Sint-Peterskathedraal in Rome en was verlang die hoofkerk in Sint Petersburg. Gedurende die kommunistiese era is hierdie kathedraal verander in 'n museum vir godsdiens en ateïsme, maar vandag word daar weer dienste gehou in die kathedraal. Die Duma of raadshuis word ook in hierdie straat gevind, en reg oor kan die straat van die Duma is Gostiny Dvor, waarskynlik die wêreld se oudste winkelkompleks. Bouwerk het reeds in 1757 begin aan 'n kompleks wat 178 winkels bevat het. Sommige van die binnemure is intussen verwyder
en Sint Petersburg se grootste winkel is tans in hierdie gebou gehuisves. Sint Petersburg het volop water, met twee groot riviere, die Neva en die Klein Neva, wat hierdie stad loop, met verskeie kanale, wat Sint Petersburg die naam van die noordelike Venesië laat verdien het. Hierdie riviere en kanale veroorsaak dat Sint Petersburg ook uit baie eilande bestaan, wat met brûe aan mekaar gekoppel is. Sint Petersburg is trouwens die stad met die meeste brûe in die wêreld, 539 verskillende brûe, waaronder die wêreld se breedste brug, net minder as 100 meter breed en bekend as die Bloubrug. Een van die belangrikste besienswaardighede in Sint Petersburg is die Winterpaleis, wat vanaf 1760 die amptelike woning van die Tsars van Rusland was. In die typiese spandabelrige gees van daardie tyd bestaan die paleis uit 1057 vertrekke, is daar 1945 vensters en 1768 deure. Dalk vir die eerste keer het ek iets van Lenin se frustrasie begryp, want terwyl daar miljoene aan hierdie luksere spandeer is, het die gewone mense op straat 'n bedelaars bestaan gevoer. En moenie glo dat dit die enigste paleis in Sint Petersburg is nie. Daar is nog 'n hele klomp ewe luukse paleise in Sint Petersburg. En die kerk het die volk probeer tevrede hou, deur vir hulle te sê dat dit alles God se wil is, en dat hulle maar net vooruit moet kyk na die hemel, wanneer alles met hulle beter sal gaan. Geen wonder die mense het kwaad geword nie. Voor die paleis is die pilaar van Alexander, of soos die Russe dit noem, die Alexandrovskaje kolonna. Hierdie pilaar is opgerig ter herdenking aan die Russiese oorwinning in 1812 oor Napoleon en sy Franse leermag. Die grootste gedeelte van die pilaar bestaan uit 'n soliede granietblok. Alhoewel het meer as 4 jaar geneem het om die pilaar te vervaardig, is dit merkwaardig dat hierdie pilaar met 'n totale gewig van meer as 600 ton in minder as 2 ure opgerig is. Dit nogal in 1834, toe daar nog nie hulpmiddels soos hyskrane bestaan het nie. Die Winterpaleis word tans as 'n museum gebruik en huisves Rusland se belangrikste versameling van kunswerke, wat skilderye van bekendes soos Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael en baie ander insluit. Daar is ongeveer 2,7 miljoen verskillende items wat uitgestal word in die museum, en daar is bereken dat indien jy by elke item net 1 minuut sou spandeer, dit ongeveer 11 jaar sou neem om alles te sien. 'n Paar blokke vir die Winterpaleis kry jy die Somerpaleis, wat veral bekend is vir sy mooi tuine, alhoewel die woning self heel wat kleiner is as die Winterpaleis. Tans word hierdie paleis ook gereed gemaak vir die 300-jarige fees van Sint Petersburg. 'n Ander belangrike gebou is die St. Isaac's Kathedraal. Elkeen van die pilare by die ingang is uit 'n soliede stuk graniet gemaak en weeg ongeveer 80 ton elk. Die kathedraal het plek vir 14.000 mense. Sint Petersburg is in die voorkommunistiese era beskryf as die stad van godsdienstige toleransie, omdat daar soveel verskillende kerke van verskillende denominasies daar voorkom. Die standbeeld van Pieter die Grote is pragtig gemaak uit 'n granietblok en is een van die mees realistiese beelde wat bestaan van 'n perd op sy agterpote voor 'n afgrond. Waar die Neva en die Klein Neva bymekaar kom, is 'n fort deur Pieter die Grote gebou, bekend as die Fortress of Peter and Paul. Soos die Kaapse kasteel het hierdie fort ook 5 punte en verskeie bekende persone, waaronder die Russiese skrywer Dostojewski, is in hierdie fort gevange gehou. En as 'n waarskuwing aan die opstandige jong geslag, is dit goed om kennis te neem daarvan dat Pieter die Grote self sy eie seun, die rebelse Alexei, op 'n stadium hier laat opsluit het. Die Neva vorm ook 'n gewilde agtergrond vir troufoto's, waar die bruid soms tradisioneel in wit geklee is, maar soms ook minder tradisioneel, soos hierdie een met die rooi rok en die selfoon in die hand. 'n Baie interessante natuurverskynsel kom hier voor, naamlik die sogenaamde wit nagte, wanneer die son vir 'n paar weke lank gedurende die somer nooit heeltemal ondergaan nie. Ons was aan die begin van hierdie tydperk in Sint Petersburg en het gevind dat kinders selfs om middernag nog sokker speel in 'n plaaslike parkie. Gedurende middel Junie is dit blykbaar so lig dat die straatligte nie eens aangeskakel word nie. En dan is dit ook lig genoeg om met groot gemak 'n boek buitekant te kan lees. 'n Paar uur later moes ons weer opstaan om betyds by die stasie te kom, waar ons die dagtrein moes haal terug na Moskou toe, van waar ons dan via Parys sou terugkeer na Suid-Afrika. Ek moet sê, ons baas se kondukteur was nogal 'n welkome afwisseling van die kondukteurs wat ek in my studente dae op treine ontmoet het.
En toe moes ons sitplekke vind in die wa wat byna soos 'n vliegtuig ingerig is. En met daardie rit het ons laaste paar uur in Rusland aangebreek. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il en est avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre. Parys, wat sê mens van hierdie stad? 'n Stad wat lewe. 'n Stad waar ons vooraf gehoor het dat jy eerder in Afrikaans moet praat as in Engels, want anders gaan die Frans jou ignoreer. Maar die stad waar ons presies die teenoorgestelde beleef het. Vriendelik, hulpvaardig, altyd bereid om in gebroke Engels te help. Alhoewel ons net bietjie meer as 'n dag tot ons beskikking gehad het om daar rond te loop, was dit 'n onvergeetlike ervaring. Ons het letterlik net tyd gehad om die belangrikste besienswaardighede te sien en net by die Notre Dame kathedraal begin. Buite het ons 'n skooltoer gekry. Hierdie kinders is baie slim. Hulle kan Frans praat nog voordat hulle skool toe gaan. Ten spyte van die toeloop van besoekers aan die kathedraal, het ons nogtans iets van die heiligheid van God binne hierdie kerk ervaar. Soos Nico gesê het, 'n mens sal kan bid in hierdie kerk.
Daarna moes dinge maar vinnig gebeur. Ons is per bus na die Eiffeltoring, wat van onder tot by die punt van die TV-antenne heel bo in totaal 322 meter hoog is. Foto's kan nie reg laat geskiet aan hierdie asemrowende stuk ingenieurswerk nie. Die toring is in 1889 voltooi en is aanvanklik met verwondering, skeptisisme en baie teenkanting begroet. Mettertyd het hierdie toring egter die trots van Parys geword. Alhoewel daar huisbakke is om besoekers mee op en af te vervoer, het lede van die Paryse brandweer die oggend bewys dat hulle net so goed sonder 'n huisbak kan klaarkom. Hy weerkaats teen die glas. Hy weerkaats vreeslik teen die glas. Ons het maar die stadige metode gevolg om op te gaan in die toring, vanwaar ons 'n wonderlike uitsig oor Parys gekry het. Van die Seine-rivier wat deur die hartjie van Parys loop, die pragtige tuine en geboue en ook ander bekende landmerke, soos die Arc de Triomphe. Van die Eiffeltoring is ons weer per bus na die middestad, waar ons in die Rue Lafayette op 'n man afgekom het wat 'n draaiorgeltjie speel. Die volgende besoekpunt was die wêreldberoemde Louvre kunsgalery met sy bekende glaspiramide wat as ingang dien. Ons het egter gou besef dat daar nie 'n manier is waarop dit moontlik sou wees om in die paar uur tot ons beskikking die hele kunsgalery te sien nie. Trouwens, mense sou waarskynlik weke nodig hê om alles te sien en dan sal dit steeds net 'n oppervlakkige besigtiging van die kunswerke wees. Ons het daarom besluit om te konsentreer op een klein deel van die gebou waar werke van hoofsaaklik Italiaanse skilders vanuit die Renaissance-era uitgestal word. Honderde besoekers loop in die gange op en af. Baie hiervan is buitelandse besoekers, maar daar is ook skoolkinders wat op toere begelei word, en dan was daar ook heelwat kunststudente wat baie duidelik besig was met spesifieke navorsing vir hulle studies. Skilderye van groot meesters soos Raphael en Leonardo da Vinci hang die een na die ander teen die muur. En dan het ons ook 'n skildery gesien van 'n persoon met 'n rare velprobleem. Maar van die een met die lelike gesig het ons verder gestap tot die een met die mooi gesig, die nimmerlike Mona Lisa. Van die Louvre is ons weer verder per bus, eers verby die Bastille-plein en toe af van die Champs-Élysées tot by die Arc de Triomphe. Die volgende oggend vroeg is ons per trein, per bus en toe per spoor teen die Montmartre of die berg van die martelare uit na die Sacré-Cœur Basilika, ook bekend as die kerk van die Heilige Hart. Fotografie binne die kerk word verbied, maar min mense het hulle hieraan gesteer, hoewel ek maar soos 'n Bufferse cowboy vanuit die sy gemik en geskiet het. So donderend, soos ander nie, maar is nogal mooi. Dis hier die klimme sit so van daarbey.
Dit is van Kali. Kali Devotions. Van die Sacré-Cœur is ons na die woongebiede op die Montmartre en die woonstelblokke het idyllies mooi gelyk met die blombakke teen die balkonne en die pragtige uitsig oor die stad. Wat egter nie so wonderlik aan Parys is nie, is hulle klaarblyklike gebrek aan parkering. Die Montmartre is ook bekend vir sy talle straatkunstenaars. Bekendes soos Picasso het vroeër jare ook hier naam gemaak. As mens vir veel langer as 5 sekondes op een plek stil staan, is die kans goed dat iemand gaan begin om jou te skilder. In my geval het 'n Italianer van Milaan met die naam van Bruno sy kans waargeneem en 'n skildery van my gemaak, natuurlik teen 'n prys. En toe is dit in raas weer terug lughawe toe, waar ons later die dag met die SAL se trots teruggevlieg het na Suid-Afrika.